Nou ja, goeiemôre. Ja, sien by ons is die winter al hier, ek voel hom. En alhoewel ek nie twyfel dat ons nog 'n paar dae bloedige hitte gaan ervaar nie, weet ek en ek voel sommer hierdie winter gaan spesiaal wees in positiewe en negatiewe vlakke. Maar ja, kom ons kom by die doel van hierdie opname. Ek wil begin deur 'n bekentenis te gee. Ek het hierdie opname al 'n paar dae terug al gedoen. En ek kon net nie so ver kom om dit te plaas nie. Elke keer as ek wil gaan sit en die werk doen en dit prosesseer en dan op YouTube plaas, was daar iets wat my gestop het. Of iemand het gebel of daar soveel verskillende goed wat gebeur het. En dit het my gister met 'n vuis in die maag geslaan om te besef dat daar 'n doel was om dit te stop. Want jy sien, ek is mens, net soos almal daar buite. En ons het die mense die geneigtheid dat wanneer jy dinge hoor wat 'n bevestiging is van goed wat jy glo, dan is dit so maklik om in oordeel te staan teenoor ander wat nie handel soos wat jy dit doen nie. Normaalweg mense wat jou kritiseer vir jou stand en jou opinie en jou geloofsbelydenis en die manier wat jy jou geloof uitleef, dan is dit baie maklik wanneer jy sien daar 'n oordeel uitgespreek word teenoor dit wat hulle doen, om dan in oordeel te staan. Wat 'n swak karaktereienskap is dit eintlik nie. Om nodig te hê om te hoor dat iemand anders verkeerd is, sodat jy in sogenaamde mensgemaakte righteousness kan staan. Die realiteit van dit is nie een van ons word die mag gegee om oordeel te vel nie. Inteendeel word ons die instruksie gegee om uit te gaan en disippels te wees, om die boodskap uit te vat, die evangelie uit te vat in liefde. En hierdie manier hoe ons probeer liefde bewys is so verkeerd. Ons het nie 'n klou van wat liefde beteken as ons dit nie begin nastreef en uitleef en sien hoe moeilik dit is nie. Dis nie my taking is nie om jou te oordeel oor jou geloofsoorweging en hoe jy jou geloof uitlewe, is nie my werk nie. My werk is om die skrif weer te gee, soos wat ons dit vind. En dat elke een daar buite wat dit sien en hoor, dan self tot 'n gevolgtrekking kom en sien, miskien is ek nie heeltemal reg nie, miskien kom ons ondersoek dit wat ek hoor en ons gaan kyk hoe die waarheid is. En dan hulle, en die eerste woorde wat ons vind in hierdie teks sê presies net dit. So my taking het ek ingevuil met die eerste video, want alhoewel die kern daarvan nie gaan oor oordeel nie, is daar geen twyfel by my dat ek wel 'n opinie gehad het oor die toepassing van dit nie. So ek gaan nou weer poog om hierdie opname te maak in die manier wat ek veronderstel is om dit te doen. En die boodskap weer te gee, sodat elkeen wat hierna luister, kan kyk en kan sien, dis wat die teks sê, dis hoe God werk, dit is hoe God sy goed gee, en dan daarvolgens ons lewens aan te pas en na te streef dit wat hy sê. En hier waar ons met Micha begin, mense, is die vorige twee opnames wat ek gemaak het oor afgoderry en oor valse priesters, is absoluut kardinaal tot die kern van dit wat ons gaan kry in die boek van Micha. Maar ons begin vandag, ons gaan Micha 1 gaan ons ontleed en ons gaan kyk wat die teks vir ons sê. En ek wil by voorbaat om verskoning vra as ek hier en daar vashaak. Ek het dokumente wat ek opgestel het. Hierdie is nogal 'n lywige studie en die muis wielietjie werk nie so lekker nie. So as ek vashaak, dan is ek net besig om aan te gaan na die volgende een toe. Maar kom ons kyk wat sê die teks vir ons. So Micha 1 begin met ongelooflike belangrike woorde. Die heel eerste woorde, so kom ek, voor ek daarop ingaan, wil ek die volgende sê. Ek het nie 'n oordeel oor jou, as jy God se naam uitspreek as die Here nie, of as jy sy naam uitspreek as Jahwe nie. Ek het nie 'n oordeel oor jou nie. Ek persoonlik het die teks in die Hebreëus nageslaan en verifieer oor baie jare dat die naam van God word gegee met konsonante oorspronklik in die Hebreëus as Judai Wawai of Ayahvia, wat dan lei na Yahuwah of Yahweh of Jaffa het ek selfs gehoor in ander name, maar die klinkers wat nou al eeue beskikbaar is wat gevind is in die Masoretiese teks en so bevestig is oor die jare, is Shvach Lamkamats,
die klinkers wat daaraan pas, wat EOA is, wat dan Jehovah spel, of Jehovah, as jy hom uitspreek in die Hebreëse dialek. So ek gaan vir die doel van my verwysings gaan ek Jehovah gebruik, maar ek gaan jou nie oordeel as jy ander name gebruik nie. So kom ons kyk, wat sê die teks, en die heel eerste woorde van die boek Micha is, Dabar Jehovah, Dabar Judai Wawai. As jy sê Yahweh, gaan dit wees Dabar Yahweh. En dit beteken dat hierdie teks van Micha word deur Micha neergepen, maar dit is die boodskap, die woord, Dabar beteken woord, dit is die woord wat van God afkom. En dit is hoe God na dinge kyk, en ons moet dit interpreteer, dienooreenkomstig, en daar is hier en daar, waar Micha opinie gee, en wanneer ek dit kry, sal ek dit vir julle sê. Micha sê dat hierdie boodskap is geadresseer aan Shomron en Jerusalem. En Shomron is die hoofstad van Samaria, die woonplek van die 10 noordelike stamme. Dit is nadat Salomo oorlede is en die koninkryk geskei het hierdie 2 koninkryke ontstaan. En hierdie boodskap is geadresseer aan Shomron, wat Samaria, die 10 noordelike stamme se grondgebied is, en aan Jerusalem, wat Juda, die suidelike 2 stamme, Juda en Benjamin, se woonarea is. En dit is geadresseer, maar dan kom daar 'n deel wat baie keer oorgelees word sonder om die implikasie daarvan te verstaan. En die volgende woorde is daar, Kol HaMimeretz in Hebreëus. En Kol HaMimeretz beteken almal die mense op die planeet aarde is aan wie hierdie boodskap geadresseer is, wat dan by implikasie beteken dat dit wat Micha oor praat, gebruik hy Samaria en Juda as die voorbeeld en die toespits van hierdie profesie, maar dat hierdie profesie van toepassing is op almal op aarde, en hierdie gaan my benadering wees wanneer ons kyk na hierdie teks. En dit is nie net geadresseer aan 'n spesifieke groep, of die wat hulle righteous ag nie, die woord Kol HaMimeretz beteken al die mense op aarde oor al die tye is van toepassing op hierdie teks. So dit beteken dat die uitwerking, die oorsaak, die alles van hierdie teks is van toepassing oor alle tyd en heelal. Hier begin die waarskuwing van die profesie. Die eerste woorde wat ons kry relevant tot dit is Shema. 'n woord wat onmiddellik volg daarna is Kasab. En hierdie roep jou aandag om te sê, fokus my kind. Hierdie is vir jou, hierdie is van kardinale belang dat jy verstaan, want die woord Shema in die Hebreëus is 'n werkwoord. Dit beteken om te hoor, dit te prosesseer en jou lewe dienooreenkomstig. Dit wat jy leer, moet jy aanpas. Hoor en doen is eintlik die meer akkurate vertaling van Shema. En onmiddellik daarna gebruik God die woord Kasab. Spit jou ore. Hoor wat ek vir jou sê en spit jou ore, hierdie is belangrik. En ek kan absoluut die waarde sien van hierdie waarskuwing wat kom van die very next. Die volgende woorde wat God uitspreek is Bachem Le'ed. Bachem Le'ed, wat beteken God self gaan kom uit sy hemelse tempel uit. En hy gaan kom oordeel, getuienis gee. Hierdie Bachem Le'ed beteken hy kom getuienis, hy staan as die getuie teen die mensdom van Kol HaMimeretz. God kom getuig teen ons as mense reg oor hierdie aarde. Soos in 'n hofgeding. Interessante boodskap wat ons hier kry uit hierdie konstruksie van die Hebreëus is, dat Godspatroon, relevant tot getuienis teenoor die mens, en sy oordeel teenoor die mens, gaan altyd eerste getuig hy teen sy eie, sy amim, en dan teenoor die wêreld. En so ook die oordeel, eerste sy mense, en dan teenoor die wêreld, want die mense wat hom aanbid, en die mense wat hom volg, het 'n verantwoordelikheid om akkuraat te wees met dit wat hy bepaal. Hy gaan dan na 'n volgende stap toe, en hy sê die volgende, hy sê Kihine. Inteendeel die hele gedeelte wat van belang is van hierdie volgende gedeelte van Texas, Kihinewe Darakal Bamati Eretz, wat dan sê, want kyk,
ek gaan die Afrikaanse vertaling gee, voordat ek na die werklike Hebreëse vertaling. Die Afrikaanse Bybel wat ek gebruik vir my naslaanwerk is meer gebaseer op die 53, 33, 53 vertaling. En daai vertaling sê dat God gaan hy gaan die hoogtes kom betree, en dit sinspeel daarop, dat God eintlik gaan wandel op die berge en die heuwels, en alhoewel dit baie divine klink, dit baie goddelik klink, is dit nie wat die teks sê nie. Ek is eerlikwaar, en soos ons gaan sal julle sien hoekom ek dit sê, ek is bitter teleurgestel deur die Afrikaanse vertaling, want ek voel nie net is die teks afgewater nie, maar dit gee nie die werklike betekenis weer nie, en ek het 'n doktrinale oriëntasie in hierdie vertaling wat ek optel, wat my gemoed heeltemal de mekaar krap, want dit gee 'n valse prentjie van wat God werklik sê. En hier is een van die grootste voorbeelde daarvan. God sê, hy kom, iets wat die Hebreëus sê. Die Wedarak, wat vertaal word is dat God kom betree of kom wandel oor die aarde, beteken in werklikheid om te vertrap en te vernietig. Duidelik, ver verwyder van dit wat die Afrikaanse vertaling probeer gee. Hy gaan van bo afkom, Al-Bamati, en hy kom vertrap, hy kom vertrap die hoogtes. Nou hierdie hoogtes weer 'n keer 'n plek waar die vertaling nie akkuraat is nie, want net in een plek in die Bybel, word Bama, wat hier dan uitbreiding is Al-Bamati, vertaal as heuwels of hoogtes, of selfs een keer ook vertaal as hoë golwe. Maar meer as 100 keer beteken Bama die plekke van aanbidding. En die volgende woord wat hy daarby voeg is reds. Hy praat van, hy kom vertrap al die plekke van aanbidding reg oor die aarde. Nou hierdie is skrikwekkende woorde, wanneer jy kyk daarna, want wanneer jy kyk in die tyd wat Micha geleef het koning Jotam, ons gaan nou daarna kyk, het hy gelewe vir God. Maar die tradisie was, dat die afgodsaanbidders het die heuwels en hoogtes en berge gesoek, waar hulle altaar vir hulle afgod opgerig het, en daar aanbidding gedoen het, en selfs so ver gegaan het om 'n boom, 'n Asherah te plant, wat dan in herdenking is tot die vrugbaarheidsgodin. Maar in die tyd van Micha, hierdie periode, het die rykes en die wat mag gehad het, was te spesiaal om tempel toe gaan, soos wat dit God se instruksie was, om hierdie aanbiddingsrituele en die offers te gaan doen, wat nodig is om ons sondes te bely, en om God te dien op die manier wat hy dikteer. Nee, hulle het gegaan, hulle het hulle eie altare gebou, en gewoonlik wanneer daar nie 'n heuweltjie of iets was nie, het hulle hoë klippe gegooi en die altaar daarop gebou, en dan het hulle van die ongehoorsame Levitiese priesters gehuur vir geld, om dan die offerdiens te kom doen by hulle huise. Presies soos die mens vandag nog is. En hierso is, mense, hierdie waarskuwing is van kardinale belang, waar God sê, ek sal afkom om julle plekke van aanbidding reg oor die aarde te vertrap. Hierdie is nie simbolies nie. Baie mense sal sê, nee, maar hierdie is 'n simboliese besigheid, en dis nie simbolies nie, want kyk die volgende teks wat Micha skryf, hy sê, die berge gaan smelt en die valleie gaan oopskeer. Hierdie is 'n fisiese reaksie van God wat fisies afkom aarde toe om oordeel te vel oor hierdie plekke van aanbidding wat op die heuwels en die hoogte staan. Dit is die woord van God. Die volgende vraag wat ons moet vra, wat veroorsaak hierdie getuienislewering vanaf God, die vertrapping van die plekke van aanbidding? Iets moes dit teweeggebring het. En hier sien ons 'n godspatroon wat van kardinale belang is dat ons kennis neem daarvan, want dit verduidelik vir ons die werking, die samestelling, die manier wat God goed prosesseer. En God gee in vers 5 gee die antwoord. Hy vra 2 retoriese vrae. Hy sê dit is as gevolg van die sondes van Jakob. En hy vra die volgende 2 vrae. Is dit nie Samaria nie? Is dit nie Jerusalem nie? Wat het die hoofstede uit te waai met die sondestoestand? Dit het alles met die sondestoestand uit te waai. Jy sien, Samaria was die hoofstad van die noordelike stamme van die Shomron, die hoofstad van Samaria. En
Jerusalem is die hoofstad van Juda, maar die tempel is ook, die goedgekeurde tempel is in Jerusalem. Ek gaan dit so 'n bietjie omdraai in sequence. Kom ons bespreek eers Jerusalem. Kom ons kyk wat is God, hoekom sal God sê dat Jerusalem is die oorsaak van sy oordeel. Jy sien, in die tyd was koning Jotam, was die koning wat geregeer het. En Jotam word gebrandmerk as 'n goeie koning, 'n godsvreesende koning. Maar dit is wel bekend as jy die teks gaan lees, dat hy nie heeltemal gehoorsaam was nie. Hy het verkondig hy dien God, hy het gesê hy dien God. Mense, moenie die fout maak om nie die parallelle raak te sien wat ons vandag in ons geloofslewe in hierdie moderne tyd het nie. Hier is Jotam, hy sê hy dien God, volgens sy interpretasie hoe dit gedoen moet word. Maar hy doen nie wat God se instruksie is nie. Hoekom? Want hy laat korrupsie toe in sy regeringsstruktuur. En hy laat toe dat daar afgoderry is in sy koninkryk. Hy vernietig nie die Bama nie, die hoë plekke van aanbidding, wat punt nommer 1 insluit afgoderry en ook sy eie mense wat God dien op 'n manier wat hy nie gedien moet word nie. Hy vernietig dit nie. Hy laat dit toe in sy koninkryk, die korrupsie en die aanbidding op ongeregtige maniere, en terwyl hy verkondig dat hy wel godsvreesend is en 'n koning van God is. Kom ons gaan na Samaria toe. Hierdie het my hart geslaan, die parallelle wat ek sien in ons eie lewens, relevant tot hierdie sonde. Samaria het 'n mensgemaakte geloof geskep. Hulle het nog steeds die God van Israel gedien, volgens hulle interpretasie, maar luister na hierdie. So wat gebeur het is toe die koninkryk in 2 deel, en jy die 10 noordelike stamme wat bekend gestaan het as Samaria, as Shomron, as Ephraim, of Israel selfs, in daai noue betekenis, Israel kan selfs ook beteken wat die ander 2 stamme insluit, wat dan die nasie van Israel is. Maar hierso sien ons dat hulle het hulle eie geloof gestig, in die volheid daarvan. Jy sien, koning Jeroboam het nie gehou daarvan, toe hy nou die koning word van die 10 noordelike stamme, en daar daai skeiding is, en hy in vyandskap begin lewe met die suidelike 2 stamme nie. Toe het hy nie gehou daarvan, dat sy mense Jerusalem toe moet gaan, gereeld, want jy moes soontoe gaan om jou sondes te bely en jou goed met God reg te maak. Jy moes soontoe gaan vir die 3 pelgrimsfeeste, en hy het nie gehou van dit nie. So wat hy toe gedoen het, is hy het sy eie tempel gebou. Hy het nie net sy eie tempel gebou nie, hy het sy eie priesters aangestel. God het gesê, al wie hom mag dien in die tempel, is die Lewiete. En dis nie asof die Lewiete nie in sy stamgebied was nie, inteendeel, wanneer jy teruggaan in die geskiedenis, sal jy sien dat die Lewiete het gewoon tussen al die stamme. Hy het gedink, nee, hy gaan sy eie ding doen, hy het sy eie priesterdom aangestel. Ons weet uit rekordtyd dat hy sy eie Bybel laat saamstel het. Dit staan vandag nog bekend, en dit bestaan vandag nog as die Samariaanse Pentateeg. En die plek waar ons in die Bybel direk kennis neem van die Pentateeg is Stefanus, die eerste martelaar wat gestenig is vir Messias. Hy het voor die Sanhedrin gaan staan en hy het die Sanhedrin aangekla. Hulle probeer om hom aan te kla en hy het dit omgedraai en hy het hulle aangekla. En die teks wat hy quoteer word baie ateïste en teen Bybelse akademikuste, ek noem hulle educated idiots, probeer om dit te sê, en sien jy, die Bybel is nie akkuraat nie, want daar is dit verkeerd vertaal, maar in werklikheid is dit akkuraat vertaal, want Stefanus het akkuraat gekwoteer dit wat hy ken vanuit die Samariaanse Pentateeg uit. Stefanus het groot geword in Samaria, nie in die suide nie. En hier staan Stefanus en hy getuig teen hierdie Sanhedrin, en hy quoteer die Samariaanse Pentateeg. Hierdie koning het verder gegaan, en hy het 'n eie beeld probeer skep van God. En anders as wat verkondig word dat hy afgoderry begin dien het, is nie wat hy gedoen het nie. Hy het net soos by Sinai, het hy 2 goue kalwe gemaak. Hy het die een geplaas in Dan en die ander een in Bethel, en gesê, hierdie is die God wat julle uit Egipte uitgelei het. Sin speel daarop dat dit die God is van die Bybel, maar dat dit 'n fisiese verteenwoordiging is van hom. Presies dit wat hulle gedoen het by Sinai. So hy het sy eie godsdiens geskep,
met sy eie doktrines, met sy eie priesterdom, met sy eie righteousness en sy eie dinge, alles buite dit wat God is. En ons weet uit ondervinding uit, dat dit wat hierdie profesie vir ons verkondig, het 'n uitwerking gehad, erger op Samaria op daai tyd, as wat dit gehad het teen Juda, wat gesê het hulle dien God, en hulle het God gedien by die tempel, soos wat dit God se wil is, maar hulle het sekere goede nagelaat. Vat daai parallelle en weeg dit op teen ons lewens van vandag, en ons kyk waar staan ons in die geregtigheid met God. So kom ons gaan na die volgende deel toe, die oordeel op Samaria, weer 'n keer waar die Afrikaanse vertaling my teleurstel. Jy sien, God sê dat Samaria, hierdie is die oordeel wat kom as gevolg van hierdie sondestoestande van Samaria, en hy sê Samaria gaan vernietig word. Tot op sy fondasie sal hy afgebreek word. En die rede vir dit is dit wat ons nou net gehoor het, hulle eie godsdiens, hulle eie dinge, alles buite die wil van God. God sê, wat vernietig gaan word is jou pessilim en asibim. Dis twee woorde wat met afgoderry vergelyk word. Die een is klipgode en die ander een is beelde. In die volle sin daarvan gaan alles tot op die grond vernietig word, maar nie net dit nie. God sê jou hoerloon. 'n Hoerloon, wanneer ons byvoorbeeld gaan na Hosea toe, sien ons dat God praat van hoerery. Nou in Hosea se tyd, wat dieselfde tyd is by the way as Micha, ons praat van dieselfde omstandighede, sê God, julle wat sê julle dien my, maar julle doen dit of op julle eie manier, of julle bring afgode in hierdie mix in. Julle is besig met hoerery, want jy is besig met verraad teenoor God. En God sê, al die loon wat jy kry, vanuit hierdie veranderde aanbidding, en selfs ander afgode aanbid, alles sal verbrand word. Jou hoerloon sal verbrand word. Geskiedkundig, wanneer ons kyk na dit wat Micha van praat, hoe akkuraat is dit? Want God sê, en hier's weer 'n keer, waar die educated idiots heeltemal uit die bus uitval. Want wat hulle sê, is, dat hierdie kan nie die akkurate profesie wees nie. Want, dit wat Shomron of Samaria geondervind het, dit wat hulle toegebring is, meet nie aan die woorde van die Bybel, dat dit tot op die fondasie afgebreek is nie. Interessant. Want jy sien inderdaad, in die 8ste eeu, BC, kom Assyrië. En Assyrië vat Shomron of Samaria in ballingskap. Die 10 noordelike stamme word in ballingskap gezet, en hulle word die sogenaamde verlore 10 stamme. En hulle after all vandag, as ons kyk na die geskiedenis en dit wat besig is om te gebeur, was hulle after all nou nie so verlore nie. Maar hier is die realiteit. Hulle word in ballingskap geneem, maar die stede en die geboue word nie vernietig nie. En daarom sal hulle sê, dat hierdie is nie die akkurate vertaling van die oordeel nie. My sien, wat ons sien hierso, is 'n karakter van profesie, wat uitspeel. So wat ons wel vind, is dat die woord van vernietig, van die stad wat vernietig sal word in die Afrikaans vertaal as die klippe sal afrol, want die Hebreëse woord wat vertaal word is nagar. En ek gaan nou by dit kom. So die Afrikaanse vertaling vertel vir ons, dat die stad gaan vernietig word en die klippe gaan afrol. Dis nie wat die Hebreë sê nie. Die woord nagar beteken to pour, soos wanneer jy water uitgooi en dit vloei uit, nagar beteken daai uitvloei. So wat die teks eintlik sê, is I will pour her stones down the valley. Die klippe gaan afvloei, wat heeltemal in die Hebreëse ander metodiek van vernietiging gee as dit wat die Afrikaanse Bybel gee. En inderdaad, hoekom dit belangrik is om die teks akkuraat te vertaal, want dan sal jy die hele implikasie van die vervulling van profesie beter verstaan. Want die woord nagar kry volle betekenis. Presies, en die crazy ding is, onthou het is in die 8ste eeu, 700 en iets BC, het Micha hierdie profesie geskryf. Ons sien in die toekoms van Micha in ons verlede, in 107 BC, dit beteken is 600-700 jaar nadat Micha die teks geskryf het,
teken Flavius Josephus vir ons aan, dat die hoofpriester van 107 BC, wat John Hyrcanus is, het Samaria vernietig, en hy was nie net tevrede gewees met die vernietiging nie, hy het slote gegrou en riviere en strome se rigting verander, hy het redirection gedoen. Soveel so, dat die water wat afgekom het die geboue weggespoel, wat dan volle betekenis gee aan die profesie wat Micha geskryf het. Daarom is dit belangrik om 'n akkurate vertaling te doen, en ek is eerlikwaar van die opinie, dat die Afrikaanse vertalers gepoog het, hulle beste gedoen het, om nie die Hebreëus se teks te vertaal soos dit moet wees nie, met doktrinale benadering om die Joodsheid van die Bybel te verwyder, en so doen hulle eie reputasie skade aan, en hulle bring skade aan die werklike betekenis van die woord van God, en ook iets soos die, waar John Hyrcanus gekom het, en 107 BC, en riviere geredirect het, en Samaria heeltemal vernietig het nie. En dit het 100% die profesie in vervulling gebring, soos wat God dit gegee het, en Samaria is tot vandag toe nog weer eens nie herbou nie. Nou hier is 'n belangrike punt om te kyk na die karakter van profesie. As jy wil kyk na die Bybel en jy wil die Bybel verstaan, punt nommer 1, sal profesie waar word soos wat God dit gegee het. God het nie in raaisels gepraat nie. God het nie gepraat met 'n breë trekker soos wat ons as 'n mensdom doen, en as daar een gedeelte waar word, dan sê ons, sien jy, ons het waar gepraat nie. Nee, God se woord word nagekom presies soos dit gegee, soos ons hier kan sien. Ons sien dat profesie soms in fases gebeur, en hierdie is nie die enigste geval waar dit gebeur het, waar dit in fases gebeur nie, waar die ballingskap gebeur het teenoor Shomron vir hulle sonde, maar later het John Hyrcanus gekom, en hy het die totale vernieting gekom, honderde jare daarna. En dan 'n ander belangrike karaktereienskap van profesie, is dat profesie meestal herhalend is. Dis in bitter min gevalle van wanneer jy profesie kry wat praat oor die Agaritaimim, ons sal nog by dit ook uitkom, dan sal jy sien, daar's 2 Agaritaimims geprofeteer, waarvan Yeshua of Jesus die eerste een reeds vervul het. Hy vervul, hy gaan nie weer herhaal word nie. En so soortgelyk aan die Agaritaimim, wanneer hy weer kom, dan is dit 'n enkelvoudige vervulling van die profesie, want daar's net een Messias. Maar die meeste profesie is herhalend, en meeste kere is dit waar dit in 'n sekere applikasie gebeur oor 'n spesifieke gebied, maar dan wanneer dit weer gebeur, is dit groter of globaal. So kom ons gaan na die volgende gedeelte toe. Ek wil net gou aangaan, hier is nou waar my muis nou sy beste doen om my gemoed so 'n bietjie om te krap. Die hele gedeelte van waar ons staan tans, waaroor hierdie oordeel gaan oor 'n paar goede. Punt nommer 1, sien ons dis korrupsie, ons sien dit gaan oor jou eie geloofstelsel, dit gaan oor afgoderry, en ons sal later sien in die volgende hoofstuk sal ons sien dit gaan oor vals profete. Maar ek dink hier is 'n belangrike punt om by stil te staan en te sien, ek het dit in een van die vorige opnames genoem, wat is die definisie van afgoderry? Sodat ons die konteks kan kry. En ek gaan dit lees. Ek gaan nie veel opinie gee nie, julle moet self daarna luister en self dit toepas en sien of dit op ons lewe van vandag van toepassing is. Afgoderry is die aanbidding of die diening van 'n fisiese voorwerp, beeld of persoon as 'n god, of die buitensporige toewyding aan iets anders as God, soos geld, faam, eie ek, jag, dobbel en die lys is legio. Gekoppel aan dit is 'n dieper vertaling van afgoderry is afgodsbeelde in die antieke gode soos Dagon, wat die Filistyne of die Palestyne soos hulle vandag bekend is, wat hulle aanbid het, Baal, wat Kanaan aanbid het, en so ook 'n gedeelte van Israel, en dis waaroor die oordeele ook gekom het, Astarte en Asherah, wat fertility, vrugbaarheidsgodinne was, Chemosh en Molech, soos ons van lees in die Bybel. Daai is definitief val onder afgoderry, en dit is waar baie mense stop.
Maar dit is nie die volle betekenis van afgoderry nie. Wanneer ons in die Bybel kyk, dan sal jy sien die God van self, meestal beskryf as die bron van sonde, insluitende trots, selfgesentreerdheid, om die lewe volgens eie wil in plaas daarvan om volgens God se wil te lewe. Dit is ook afgoderry, jou eie ek. Materialisme en geld, bekend as die liefde van geld. Dit behels om sekuriteit te hê in geld en welvaart in plaas daarvan om soos God, soos ons lees in Kolossense 5, om te begeer. Jou verhoudings en jou familie kan ook afgoderry wees, wanneer ons gade en selfs kinders belangriker is as God en ons verhouding met hom. En hier wil ek stil staan en 'n opinie gee. Die instruksie van God af, is dat hy kom eerste. En dan in lyn met dit, in jou gehoorsaamheid daartoe het jy as man sekere verantwoordelikhede en liefdesgawes relevant tot jou vrou. En saam met julle verantwoordelikheid oor die kinders. En die wêreld het besluit, maar hierdie is nie reg nie, so God se wil is nie meer van toepassing nie. En kyk 'n bietjie om ons rond. Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk hoe verdwaal is die kinders. Kyk hoe stikkend is die wêreld, omdat ons besluit het om God nie eerste te stel in ons lewens nie. En dit maak perfekte sin wanneer ons hierna kyk. Die volgende een is jou beroep en sukses. Om sukses in ons beroep en ons professionele status na te jag, ten koste van ons verhouding van God. Hoeveel keer hoor ek kan nie by God uitkom nie, want ek het hierdie is sis en is so en is my werk en ek het hierdie druk en ek het daai. Wanneer gaan ons ophou om verskonings uit te dink? Om ons inkomste aan te vul en wat ook al die geval is en nie te vertrou op God nie. Dit is presies dit. Dis 'n vorm van afgoderry. Die okkulte en towerkunste, towery, heksery en 'n soeke na magte en kragte afkomstig vanaf demone of deur towery van enige aard. Inteendeel, wanneer jy dieper ingaan in hierdie in die Hebreëse teks, en dan sal ons sien hierdie najaag na wat die sterre vir my sê hierdie week, want jy sien die sterre bepaal mos wat in my week gaan gebeur. God sê, moet dit nie doen nie. Hier's 'n grootte. Teologie en intellektuele afgoderry. Hoor, luister na hierdie woorde, gemeet aan hierdie profesie. 'n verwronge beeld van God, of mensgemaakte geloofspraktyke wat nie strook met dit wat God ons gee, skriftuurlik nie. Kou in hom, prosesseer hom en dink daaroor. Politieke helde is die volgende een, algehele hoop te plaas op politieke leierspartye of menslike govermente in plaas van vertroue in God. Ons hele wêreld is skuldig hieraan. En dan natuurlik die laaste een, of ek dink is die tweede laaste een, vermaak en plesier. 'n obsessie met vermaak en plesier, sosiale media en sosiale genot bo God. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat vir my gesê het, my lewe sal volmaak wees as ek net kan lag, as ek net fun kan hê, as ek net kan party saam met mense en kan fun hê. Wat 'n hartseer stand wat die lewe inneem. In ons geloofsstruktuur word ons gesê dat ons kan verlossing kry deur vergifnis. Maar hier in hierdie profesie, en eintlik maar in die res van die Bybel, lees ons dat daar kom 'n punt wat vergifnis vra te laat kom. Wanneer jy reeds oor die lyn gegaan het waar God jou oordeel, beteken dit dat jy nie meer om vergifnis kan vra nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken nie dat jy nie verlossing kan kry nie. Dit beteken nie dat jy in die geestelike betekenis daarvan nie verlossing kan kry nie, maar dit beteken dat die fisiese gevolge van jou keuse sonder twyfel op jou afstorm soos 'n trein wat nie remme het nie. Maar geestelik kan jy nog gered word. En hier is die applikasie 100% dat Samaria of Shomron het op 'n punt gekom waar dit te laat is vir hulle. God het reeds 'n oordeel geneem, hy het reeds besluit en gesê, ek het julle genoeg waarskuwing gegee, nou kom die gevolge. Ons vind dat met Juda, 130 jaar later, presies dieselfde ding gebeur het, waar Juda as gevolg van presies dieselfde dinge ook deur Nebukadneser in ballingskap geneem is, en weer 'n keer so in 70 AD, weer 'n keer, na Messias op die aarde was, het hulle weer proper korrup geraak,
soos wat ons sien, dit wat Messias aanspreek in sy tyd op die aarde, en hulle is weer 'n keer in ballingskap geplaas. Micha sê vir ons, hierdie tyd wat volg, is 'n tyd van rou. Dit gaan nie maklik wees nie, dis nie veronderstel om maklik te wees nie, dit gaan erger wees as wat dit ooit voorheen was. Dis 'n tyd van rou. So kom ons staan oomblik stil, hierdie is net Micha hoofstuk 1 wat ek behandel het, ons gaan na 2 toe, en 2 gaan baie dieper in dit in. So ver leer ons, Jerusalem, al sê ons dien God, dis die les wat ons uit dit uit moet leer, al sê ons, en ons verkondig, ons dien God, moet die vraag wees, dien ons hom, soos wat hy vereis om gedien te word? Want dis die sleutelvraag. En ek kan jou nou 100% sê, dat dit nie so is nie, want blykbaar kan ons dit doen, soos wat ons dit bepaal het, want blykbaar het mense vir ons gesê, ons hoef God nie te dien, soos wat hy sê ons moet gedien word nie, en ons sal nog steeds dieselfde genade van dieselfde God af ontvang. Interessante benadering. Ons leer uit Samaria uit, dat mensgemaakte geloofstrukture, hulle eie doktrine is, dat hierdie mensgemaakte tempel, wat amper heilig is, ons sien dit reg rondom ons elke liewe dag. Mensgemaakte priesterdom, dit is hierdie profete wat hierdie eie doktrine verkondig, en die mensgemaakte Bybel beteken dis jou eie samestelling van die Bybel, soos wat jy dit, presies dit wat Samaria gedoen het, dan lei tot 'n mensgemaakte God, waar jy God hervorm het, wat glad nie die God is soos wat hy dit vir ons sê in die Bybel nie. En dat die gevolg hiervan is, absolute vernietiging en ballingskap, is die uiteinde van hierdie profesie, en God het dit bevestig hier in Samaria in Micha, waar dit gebeur het, en ons sien die volle vervulling daarvan, vanaf die 8ste eeu tot op 107 BC, dat dit wat God gesê het, absoluut gaan waar word. Ons sien presies hierdie selfde profiel, sien ons met Juda, 130 jaar later met Nebukadneser wat gekom het, hulle het die tempel vernietig, alles vernietig, hulle het al die mense in ballingskap gevat vir 70 jaar. Ons sien dat hierdie goed waar is, ons sien in 70 AD, dat die Romeine gekom het en presies hierdie selfde pattern toegepas het vir presies dieselfde goed. Nou as ons sê, ons dien die God wat altyd dieselfde is, hy wat was, hy wat is, hy wat sal wees, nee? Openbaring 1 vers 8, waar God sy identiteit gee, as hy wat was, hy wat is en hy wat sal wees, wat by the way, die konstruksie van sy naam is, Yahweh, wat die Judei waarby tot gevolg het. As ons sê ons dien daai God, dan beteken dit dat God nooit verander nie, dat die selfde sondes altyd dieselfde uitvloei het. Nou wanneer ons met die volgende opname kom en ons klaar is met dit, sal julle 'n skrikwekkende ding sien, dat, en hierdie was die doel oorspronklik vir my gewees met die ontleding van Micha, is om te sien waar staan ons land, Suid-Afrika, teenoor die vervulling van hierdie profesie, en ongelukkig moet ek sê, dat Suid-Afrika tik al die boksies, wat nodig is om die uitkomste regverdig wat God hier bring. Ons tik al die boksies, en ons sal dit veral sien aan die einde van hoofstuk 2, en dan die res tot en met hoofstuk 7 sal ons analyseer om te sien, wat wag op ons. Nou ja, dit gesê, wil ek afsluit met die volgende gedagte. Deur die geskiedenis het ons mense verskriklik verdwaal geraak. Ons sien dat God sy wil gegee het, dat Messias gekom het en gesê het, ek doen die wil van my Vader, dat dit ook die manier is hoe dit gedoen is. Ons sien al in die eerste 100 AD, die pogings wat aangewend is om hierdie God te onteien van die mense, om hom tersyde te skuif, want ons hoef nie te doen soos hy dit sê nie. 100 AD het hulle dit al begin. Soveel so in 200 AD het daar 'n man gekom wat die Nuwe Testament wou uitbring en die Joodsheid van dit uit wil verwyder. 'n skipsmagneet. Magnaat, wat 'n magneet. Skipsmagnaat wat dit probeer het. En hy is geostracized as gevolg van dit. Maar ons sien later dat hulle wel dit gedoen het. Ons sien in 300 AD kom Konstantin. En Konstantin skep die Rooms-Katolieke Kerk
Hy noem homself die eerste paus van hierdie Rooms-Katolieke Kerk en met die Council of Nicaea verander hy die geloofsbenadering van die Bybel, soveel so dat die kerke van vandag almal volg dit na al sê hulle doen nie. En ek spreek dit nie in oordeel nie, ek spreek feitelike dinge uit. En wat hy gedoen het, is hy het 'n assimilasie gedoen van verskillende afgodsaanbidding en dit wat die Bybel sê, en hulle het getwist en getweak en weggevat en bygesit, en sodat hy 'n geloof kan hê, wat sy hele koninkryk aan kan deelneem, het sy jy van afgodsaanbiddery kant af kom, het sy jy van 'n godvreesende kant af kom, en vandag nog ondervind ons die gevolge van dit wat Konstantin bepaal het, tot en met vandag. My advies is, kyk na Micha, kyk wat sê God, kyk wat bring dit teweeg, kyk wat is die definisies van afgoderry, nie van mense nie. Hulle het nie 'n sê oor jou nie. Hulle bepaal nie waar jy gaan nie. Jy alleen bepaal waarheen jy gaan. Meet dit wat jy uitleef, dit wat jy uitoefen, of dit meet teen God se definisie. En indien nie, dan is my advies aan jou, Shema. Hoor, verander jou lewe en pas aan. Want ons keuses het gevolge. Wanneer die oordeel kom, gaan jou priester of jou pastoor of jou broeder of jou man of jou vrou wat jou lei om 'n sekere geloof te volg, nie namens jou voor God staan nie. By the way, wanneer die oordeel kom, gaan lees jou teks, het jy nie 'n spreekbeurt nie. Want jy het reeds aan God geopenbaar wie jy is, wie jou keuses is en of jy hom navolg of die wêreld navolg. Gaan lees dit. Dis alles in die Bybel. En daar is baie mense daar buite wat nastreef om die waarheid na te leef. Nie mensedoktrine, nie menslike geskepte geloofstrukture en goed nie. En mense, ek kritiseer nie tot verdoemenis die kerke nie. Ek sukkel om te identifiseer en te sien waar eindig genade en waar begin oordeel. Maar wat ek wel kan sê met sekerheid, is die God van die Bybel is onomwonde wanneer jy begin verander aan dit wat hom verteenwoordig, is jy besig met afgoderry, want dit is nie meer die God van die Bybel wat jy verteenwoordig nie, jy skep jou eie dinge soos wat Shomron dit gedoen het. En hulle die prys betaal vir dit. So meet dit wat jy uitleef teenoor dit wat ons sien en maak self die besluit en die bepaling. Ek bid julle almal 'n baie geseënde dag toe en ek bid dat elkeen die antwoorde sal kry waarna hy of sy soek. Geseënde dag.